As ons die skepping van Adam van naderby bekyk, kan ons die verborgde plan van God sien. Watter soort plan het God gehad? Kom ons kyk na die woord van God wat in Genesis hoofstuk 2 vers 20 geskryf is. So het die mens name gegee vir al die makdiere en die voëls van die hemel en al die diere van die veld, maar vir homself het hy nie 'n helper as sy gelyke gevind nie. Die Here God het toe die mens in 'n diep slaap laat val, en terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vleis toegemaak. Die Here God het toe die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, wat het hy gedoen? Omgebou tot 'n vrou en haar na die mens gebring. Toe sê die mens, hierdie een is die keerbeen uit my eie gebeente, vlees uit my eie vlees. Hierdie een sal vrou genoem word, want uit die man is sy geneem. Wie het in hierdie gedeelte wat hier geskryf is, verskyn nadat Adam in 'n diepe slaap geval het? Eva het verskyn. God kon vir Eva geskape het met die stof van die aarde net soos hy Adam uit die stof geskep het. God het Adam egter in 'n diepe slaap laat verval en 'n vrou met die naam Eva gemaak van die rib wat hy uit Adam geneem het. In Johannes 11 toe Jesus Lazarus sien wat reeds dood was, het hy gesê, Lazarus het aan die slaap geraak. Wat beteken dit dan dat Adam in 'n diep slaap verval? Wie moet verskyn nadat die wederkoms Christus na die hemel teruggekeer het? Eva moet verskyn. Dan, wie verteenwoordig Eva? Kom ons kyk na Genesis hoofstuk 3 vers 20. Die mens het sy vrou Eva genoem, want sy is die een wat, wie sou sy word? Die moeder geword het van almal wat lewe. Geen van die woorde wat in die Bybel geskryf is, sal ooit te vergeefs verdwyn nie. Laat ons mooi dink oor die feit dat Eva eers kan verskyn nadat Adam in 'n diep slaap geval het, en dat slaap geestelik die dood beteken. Vader het reeds in 1981 sy boodskap in die Weeklei Religion magazine gelos. Het jy nie die boodskap gesien wat Vader gelaat het, wat die verslaggewer in sy artikel opgeneem het nie? Vader het gesê, hy moet sterf na die oorblywende 37 jaar van Dawid se regering. Dit is die verborgde plan van God. Ongeveer 2000 jaar gelede het Jesus gesê, ek vergader julle soos 'n hen haar kuikens onder haar vlerke bymekaar maak. As ma nie opdaag nie, kan die kinders nooit bymekaar kom nie. Daarom het Vader hierdie plan gehad. Hy het die waarheid wat verlore was, herstel en sy woorde aan sy kinders oorgelaat. Volg ma se woorde tot die einde. Eers dan kan die evangelie goed gaan. So, dit is hoe ons nou gevul is met die vreugde van Sion wat in elke streek van die wêreld gevestig word. Is dit nie wonderlik dat die evangelie in 'n oomblik verkondig word, net soos Vader ons geleer het nie? Ons moet onthou dat Vader gekom het as die lig van hoop na hierdie desperate wêreld. Mense het hom beledig en gegesel. Hy is selfs met 'n spies deurboor. Wil jy teruggaan na 'n land waar mense jou bespot, vervolg en selfs tot die dood gekruisig het? Jy sal nooit weer soontoe wil gaan nie. Ons Vader het egter weer na daardie plek gekom vir ons verlossing. Daarom kan ek werklik voel dat God liefde is, uit die diepte van my hart. Ek wil graag die ewige eer en lof aan die hemelse Vader gee, wat in die naam van Dawid na hierdie aarde gekom het en volgens die profesie van Dawid na die hemel teruggekeer het. Hy het ons ook die hemelse moeder laat besef, wat deur God se wonderlike plan verborge was. Hiermee wil ek vandag se preek afsluit. Baie dankie.